Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Baie welkom Koos. Dankie Gerard. Hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan baie goed. Jy was hierdie naweek in Koelsberg. Koelsberg, ja, daar by die NG Kerk, hulle 200-jarige bestaan gevier. Wow, 200 jaar. Ja. Dis 'n lang tyd, dis wonderlik. En ek glo dit was 'n goeie tyd gewees. En ek is al 20 jaar hier in die gemeente. So dit is 2000 jaar van die bestaan van die kerk. 200 jaar, 10% van daardie kerk en 1% jy, Koos. Ja. So jy is nog, Maar sonder die 1% sal nie. en dan is jy nog nederig ook daarbey. Ai, Koos, ons is dankbaar. Nou, ons is besig met hierdie reeks wat ons noem Ek is. Ons kyk na die Ek is stellings van God. En ons in hierdie reeks kyk ons na hierdie groot temas wat baie mense sê as gevolg van die verstaan van hierdie temas wil ek nie meer in God glo nie. En Koos, dit was 'n lywige reeks gewees as ons daaraan dink en selfs die voorbereiding daarvan, dit was intens gewees en soveel so dat ek is soms bang of nie bang nie, maar ek probeer maar die comments vermy op sosiale media, want hierdie temas het nogal die neiging om mense baie kwaad te maak. Ja, ek moet sê, ek volg daar op Facebook ook ander, sal ons sê, groepe waar daar diskussies is en apologetiese diskussies oor geloof. En dan verbaas ek my hoe sommige van daardie mense mekaar beledig en die lelikste goed van mekaar sê oor hulle sieninge oor die Bybel. Is nie ongelowiges net nie. Hierdie is nou gelowiges. En uiteindelik mekaar afskryf as jy's van die Satan. Dis nou twee mense wat in Jesus glo wat so met mekaar praat. Ja, ons het dit al self hier gehad op van die kommentare op ons preke en van C'est la vie veral ook. Ja. Wat mense dieselfde sê en oorloë in die wêreld was al beklei oor hierdie tipe goed. Ja, en ek gaan net nou daarna verwys. So ek dink Gerard, die raad wat die skrif gee is om gevegte en stryery oor die Bybel te vermy. Natuurlik kom daar plekke in die Bybel waar Paulus vir sekere ouens sê ek het hulle aan die Satan oorgegee en ander het hy die gemeente sterk teen gewaarsku, pas op vir hierdie en hy is vol gif en maar gewoonlik was dit gegrond daarin dat mense of die evangelie betwyfel het of hulle self verryk het, oneerlik opgetree het. Maar wanneer dit kom by hoe glo ons sekere onderwerpe met betrekking tot Christendom, dink ek is dit waaroor ons hierdie Sondag gaan praat wat kom, dat God is liefde. Wat beteken daardie liefde? Natuurlik, dit sluit nie oordeel uit nie en so aan nie, maar ek hou baie van wat Paulus in Filippense 1 sê. Hy bid vir die gemeente daar vanaf vers 9. En hy sê, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis. So ons moet groei in kennis, maar julle liefde in kennis. En daardie verstaan dan van kennis is, ek wil die soort kennis hê wat my karakter vorm, soos jy in jou preek genoem het. Hoe dit met my te doen het. Hoe dit my help om beter te leef. Hy sê dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. En in so groot onderwerp wat jy hanteer het oor ervaring, oor die alwetendheid van God. Dis wat ek moet vra, hoe gaan hierdie groot tema my help om die lewe beter te leef en my lewe beter te verstaan? En dan sê in vers 10, om die dinge waar dit op
aankom, te onderskei, dat jy regtig moet weet wat is die belangrike dinge, en in die volgende woorde, sodat jy rein kan wees. Wat is regtig die dinge wat nodig is vir my om rein te wees, en so rein dat ek nie vir ander mense 'n aanstoot mag wees? Nee. Bedoelende, dat ek nie oor belangrike sake soveel kennis hê, maar my optrede is so lelik, en my karakter so twyfelagtig. Mense kyk na my lewe en sê, hoe hierdie ou praat nou oor al hierdie groot goed. Maar kyk hoe lyk sy lewe. Paulus sê, pas op. En in die Amplified Bible sê hy, so that you may surely learn to sense what is vital, and prize what is excellent and of real value. Wat is werklik nodig vir my om aandag te gee? Soos jy nou tereg sê, soms as ons nou ons sieninge oor dinge gee waaroor ons verskil. Ons het gepraat oor die uitverkiesing, God se regverdigheid, God se almag, God se alwetendheid. Wat weet hy vooruit of nie? Kan dit sekere mense ontsettend ontstel, as jy 'n ander verstaan daarvan het. Maar ek dink wanneer dit kom by sulke moeilike onderwerpe, soms is van hierdie onderwerpe ook baie abstrak, filosofies van aard. Dan moet ons sê, in die onderwerp, kyk na die essensie, wat is in die nie die onderwerp vir my nie, maar wat is die essensie daarvan? En dit is hoekom ek so hou van wat jy gister gedoen het. Die essensie van alwetendheid is, God weet alles van my. Hy weet ook presies hoe my in enige situasie te help. Ek kan ook nooit van hom af wegkruip nie. Hy sien my, hy weet van my. En dis die essensiële van God se alwetendheid. Ek kan hom nooit bedrieg nie. Ek hoef ook nooit moedeloos te voel dat hy nie weet wat om vir my te sê of hoe om my uit my situasie of in my situasie raad te gee nie. Dis die essensie van God se alwetendheid. So, maar kom ons kyk dan die eerste ding. Paulus sê ons moet vrugtelose stryd vra vir my. As mense nou oor so iets praat, soos jy gister gepraat het, God se alwetendheid, kan die versoeking maklik kom, en ek weet nie wat op ons Facebook gaan verskyn nog nie, maar om in spekulatiewe strikvrae te verval, wat nie die hart raak, soos Paulus sê, dit is essensieel, wat maak jou rein, wat help dat mense na jou lewe kyk, en wat in hierdie aspek van my geloof of my sieninge help my om reg te leef. Dis wat ek moet vra. So 2 Timoteus 2 sê Paulus, maar die vers 23, dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys. In vandag se terme sou hy sê, druk die delete knoppie. Omdat jy weet dat dit twis verwek. Ja, ek het al baie keer dan ek het al met baie mense gepraat en sê ek vir hulle, vir my 'n reël is dit amper dat ek nie enigsins in sulke tipe teologiese debatte ingaan, veral nie op sosiale media nie. Enigsins ooit nie. So ek doen dit nogal baie maklik. As daar 'n eerlike begeerte is om by mekaar te leer of om te verstaan hoe jy glo en hoe jy daaroor dink en hoe jy dit logies verdedig, dan hou ek van debat. Maar wanneer dit op 'n manier raak, veral tussen opregte gelowiges, dat ons amper mekaar se vyande raak, dan is dit vir my baie kommerwekkend. Ook in Titus sê Paulus 3 vers 9, vir my dwaase strydvrae, geslagsregisters en twis en stryery oor die wet. Nou daar's nou is maar oor die Ou Testament ook. Want dit is nutteloos, sê hy. En
sonder betekenis. Wat beteken dit nou vir my lewe? As jy sê, nee, ek sien die wederkoms so, daar gaan eers dit gebeur en dan dat, en daaroor het mense al vyandig geraak. Wat help dit? Wat is die essensie van die, dit het nie betekenis nie, en is nie nutteloos nie, wat in my sieninge oor die wederkoms is vir my nuttig, en wat het betekenis? Die een is, ek glo Christus kom terug, en twee, ek glo ek moet gereed wees daarvoor. Ongeag hoe jy dan enige ander ding sien, wie's die antichrist, wat is die verdrukking, is daar 'n aparte verdrukking, is daar 'n wegraping of nie? Ek moet gereed, ek het verlede week 'n roudiens gehou, man van 75, weg. Dit is, die wederkoms het vir hom gekom. En dis die essensie van wat ons glo. Of Christus na my toe kom voordat ek sterf, einde van die aarde, kans is klein. Die grootste persentasie mense, vir hulle is die belangrikste lering oor die wederkoms, wees gereed, dat jy hom weer sien. Hy gaan weer na jou toe kom, na jou laaste asem uitgeblaas het. Ook vir Timoteus skryf Paulus in die eerste hoofstuk, ons het net nou na die tweede hoofstuk gekyk. Kyk wat sê hy hier, hy sê, soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efese wag, om sekere persone te beveel, dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels, en eindelose geslagsregisters, wat net twisvrae bevorder, meer as stigting van God, wat in die geloof is. En dan sê hy dit weer, maar die doel van die gebod, die doel van die hele Ou Testament en van die skrif, is liefde. Hoe help dit my om lief te hê? Uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Kyk hierdie 3 goed wat hy sê. Die doel van al die leerstellinge, selfs die ingewikkelde konsep waaroor jy moes praat, God se alwetendheid, hoe help dit my om 'n rein hart te hê? Dis die doel. Hoe help dit my om 'n goeie gewete te hê? Alwetendheid van God het veral daarmee te doen. Hy sien hoe ignoreer ek my gewete. En 'n ongeveinsde geloof. Hy sien wanneer ek voorgee. Is ongelooflik, die doel van alles wat ons moet ondersoek moet wees. Help dit my om 'n rein hart te hê, en 'n goeie gewete, en 'n ongeveinsde geloof. Hoe anders gaan ek ongelowiges bereik, as ek nie daai uitgangspunt het nie. Ek laat my dink aan Handelinge 17, dan gaan Paulus, dan sê daar by die Areopagus-raad, en dan sê die Bybel daar, hy het vertel van die opstanding van die dooies. En dit is vir my baie interessant, dat daar's 3 groepe mense, wat toe nou daar in hierdie oomblik van gepraat word. Hulle sê die eerste groep, dan sê hulle, 'n klomp van die mense het hulle uitgelag. Het hom uitgelag oor dit. Nou die Areopagus-raad was natuurlik hierdie raad van die klomp, hulle was die leiers van die stad, hulle is die filosowe, die slimste van die slimste. So hulle hoor nou hy praat van die evangelie. Jesus het opgestaan uit die dood uit. So hulle lag hom uit. Dan was daar nog 'n groep mense wat gesê het, ons wil graag meer hiervan hoor. So dit het iets geprikkel in hulle. En dan so 'n derde groep mense en dan sê die Engelse vertaling het vir my baie interessant. Die Engelse vertaling sê hulle het volgelinge van Paulus geword. Hulle het eers 'n volgeling van hom geword voordat hulle wat jy het in die begin ook genoem, hulle het eers gekyk. Dis asof hulle hom begin volg het om te kyk. Ek weer sien of hierdie wat jy nou vertel werklik is wat jy glo, of is dit net woorde wat jy sê. Maar wat interessant is, daai eerste groep mense wat hom uitgelag het, dit sê so, Paulus het daar wegbeweeg, hy het weggeloop daarso. Hy het gesê, in die Engels vertaling sê, at that Paul left the council. En in daai oomblik, hy het weggeloop daar. Hy het nie daar gaan begin stry en beklei om te sê nie. Hy het die waarheid gaan verkondig, dit is wat gebeur het. En hy het daar die essensie van die evangelie verkondig, toe loop hy daar weg. En wat doen dit? Dit doen dat daar 2 groepe mense is. Mense wat sê,
hierdie prikkel iets in my, ek wil meer hiervan hoor. En ander mense wat sê, nee, ek moet hierdie ding volg, maar ek wil eers kyk of dit wat jy sê waar is en of nie. Ja, dit is ek dink dit is 'n baie goeie voorbeeld. 'n Voorbeeld van hoe mense soms kan voorgee hulle stel belang in groot onderwerpe en terwyl hulle eintlik 'n verskoning soek om nie te glo nie of om nie gehoorsaam te wees nie. Dis vir my baie interessant. Hoe mense soms vir my sal kom sien en dan baie groot vrae het, groot vrae. Dan kom jy nader agter my. Dis nie die eintlike ding hierdie nie. Is iets anders wat in die persoon se lewe aan die gang is. Dit laat my dink aan die vrou daar in Johannes 4, die Samaritaanse vrou. Sy het 'n morele krisis. Was dit die 4 keer getroud of 5 keer, ek weet nou nie, en toe nou ek dink is haar 6de of 5de man, en nou woon sy net saam met hom. En nou kom Jesus daar aan, en dan, as sy nou agterkom, wag maar, hierdie is 'n profetiese persoon, dan skielik begin sy oor teologiese goed praat. Dis nie essensieel nie. Sy wil weet, nie, maar die Jode aanbid daar en die Samaritane, dat ons glo dis die plek waar God gekies het. Jesus raak nie eens in die debat betrokke eers nie. Hy sê, gaan roep jou man. En dan kom jy weer. En dan sê die vrou, ek het nie 'n man nie. En dan sê Jesus, jy's reg as jy sê, jy het nie 'n man nie, want jy het 5 gehad, ja. En een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy reg gesê. Sy sê, nee meneer, ek sien dat jy 'n profeet is, maar ons voorvaders, nou begin hy eers. Sy het mos hy het mos gesê, ek gaan vir jou water gee wat die lewe het. Nou, dat sy agterkom, hy's 'n profeet, sê sy, ons voorvaders het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle wat nou Jode is, die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Wat sê Jesus vir haar, hoor hierso? Die eintlike ding van aanbidding is, dit moet in gees en in waarheid wees. Vergeet hierdie 2 plekke. Waar is jy in jou diepste wese, en wat is waar van jou? Dis waarna God soek. Die Here soek nie mense wat weet watter een van die 2 kerke is die regte plek nie. Hy soek na mense wat oop is voor hom. Jy het dit gister genoem, staan naak voor God. Dis wat belangrik is. So dikwels is mense in debatte betrokke en sal heftige gevegte daaroor het, opinies daaroor het en ander aanvat, terwyl hulle eie lewe eintlik in absolute flarde is. Daar's donker kolle, en dis nou presies wat Jesus hier aanspreek. En dan is daar, Gerard, 'n baie interessante ding. Ek weet nie of jy al mense gehad het wat met jou kom gesels het oor tiende nie. Dan een vraag wat mense, moet ek nou 'n tiende gee van my inkomste voor of na belasting? Maar die persoon wat dit vra, gee nie eers 'n sent nie. Kan jy sien? So hy is met 'n, ek sal eendag dalk iets gee as ek nou alles presies verstaan. En moet 'n gelowige in die Nuwe Testament nou nog steeds 'n tiende gee? Is dit nie in die wet nie, maar die punt is, hy gee nie eens 'n 80ste nie. Die motief agter die vraag is, ek wil nie eintlik iets gee nie. Hoe kan ek uit hierdie uitkom? Kan ek hier uitkom? Maar dit wat vooropgesit word, ek verstaan dit nie. En tot ek dit verstaan, kan ek nie eintlik dit gehoorsaam nie. Jy weet, 'n persoon wat onsedelik leef, sê, ja, maar sê die Bybel nou regtig 'n mens moet eers trou? Dis nie eintlik wat aangaan nie. Hy stel nie regtig belang in wat die Bybel sê nie, hy wil sy leefwyse regverdig. Om die gevaar
nie eintlik die gevaar nie, ek sal sê die oneerlikheid om verstaan 'n voorwaarde vir gehoorsaamheid te maak. Is soos om moeilike vrae oor God, byvoorbeeld sy alwetendheid nou, soos die uitverkiesing waaroor ek gepraat het, of die oorsprong van kwaad, hoe kan God sulke goed toelaat? Te sê, tot ek dit verstaan, kan ek eintlik nie glo nie. Die eenvoudige opdrag wat Jesus gegee het vir mense was nie, hoorie, as jy al die moeilikste, komplekse vrae van die mensdom uitgepleis het, kom, laat ek vir jou al die vrae wat daar bestaan uitpleis, en dan kan jy my glo nie, hy sê, volg my. Selfs in die opdrag in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen maak disippels van al die volke, en leer hulle om alles te onthou wat ek beveel het. Nee, hy sê eers, en doop hulle. Maak hulle disippels, en doop hulle, en leer hulle dan. Hy sê nie, gaan kry hulle, en verduidelik hulle alles wat daar is. En as hulle dit verstaan en saamstem, doop hulle nie. Sê nee, gaan, sê vir hulle glo in Jesus, doop hulle, en leer hulle dan. Dis hoekom ons ook nie so 'n massiewe doopkursus het nie. Ons sê vir die persone wat wil gedoop word, wel, as jy glo in Christus, daar was daai tyd 'n doopgeleentheid, daag op by die see. En daar praat ons oor die doop en ons doop hulle. Want dis nie leer hulle en as hulle als verstaan as hulle die toets geslaag het, doop hulle dan nie. Ek weet daar in die kerk was al in die geskiedenis baie streng keringe gewees, maar ek weet nie of ek daarmee saamstem nie. In die Bybel is die persoon wat daar sê ek glo in Jesus direk gedoop. So die ding wat ek dink, as ons oor sulke moeilike vraagstukke praat, kan ons maklik daarin opgeneem word, terwyl ons die eenvoudige opdragte vereers in die agtergrond plaas. Asof ek eers wil intellektuele vrede hê, of intellektuele duidelikheid oor moeilike konsepte, voordat ek aan die maklike, eenvoudige konsepte aandag gaan gee. Ja, ons het dit al baie hierso genoem, die moeilike wiskunde som. Ja. Die moeilike wiskunde som kan net regtig eintlik uitwerk as jy verstaan dat 1 + 1 moet 2 wees. En dis die dele wat ons dan los. Ons skuif dit al kant toe eers. Maar kom ons doen nie eers die 1 + 1. Kom ons doen die dinge wat ons definitief weet ons moet doen. Leef dit. Leef En dit dikwels eers. sal jy nie eens nodig hê om dan na daai moeilike som, net die groot wiskundiges moet dit hanteer. So die skrif se raad, Jesus se raad is eintlik, kom om God se wil te doen. En dan sal jy in die doen begin verstaan. Die gedagte dat 'n mens eers alles moet verstaan voordat jy begin gehoorsaam, is meestal 'n verskoning vir ongeloof en onwilligheid en ook 'n lewe wat nie reg is nie, wat 'n mens nie wil hanteer nie. So Jesus sê insig volg op gehoorsaamheid. Johannes 7 vers 17. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer wat Jesus nou self verkondig, van God kom en of ek uit myself praat. So dis presies wat mense met Jesus doen. Wag, ons wil nou eers als uitpleis wat U sê en so. Hulle staan voor die Seun van God. Hulle staan voor die een wat hulle hele lewe kan help en optel en sê nee. Voor ek nie presies weet wat al hierdie leerstellinge is nie, gaan ek nie 'n tree verroer om nader aan U te kom nie. Spreuke 3 kan 'n mens ook so interpreteer, Gerard. Vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en moenie op jou eie insig steun nie. So, ek dink jy kan hierdie vers tweelei verstaan. 1, moenie dink hoe jy dinge verstaan en dit sal jou altyd deur die lewe help nie. Vertrou op die Here. Hoor wat hy sê. Jy kan dit so verstaan, ek dink dit is wat dit sê, maar dit is skripties. Dit sê ook, ek dink,
moenie daarop steun dat jy alles in jou eie hart verstaan nie. Leef in vertroue. Selfs al verstaan jy nie. En neem ook jou eie verstaan, hou dit 'n bietjie liggies vas. Sê, verstaan is nie die massiewe ding nie. Gehoorsaamheid en vertroue is. Ken hom is die volgende woorde dan, die volgende vers, in al jou weë, Here, hier is my lewe. Presies wat jy gister gesê het. Dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit gaan na 'n ander aspek van die Bybel, dat, ja, dit is, kennis is natuurlik, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, sê die profete. Maar die profete wat daardie woorde gebruik het, die Yada daar, soos jy al 'n rukkie gelede ook in 'n preek gesê het, is liefdeskennis. Dis gehoorsaamheidskennis, dis intieme kennis. So in my volk gaan nie net ten gronde as gevolg van die feit dat hulle probeer verstaan, maar dis te ingewikkeld nie. Hulle is nie lief vir my nie. Hulle kom nie nader nie. Hulle wil eintlik nie verstaan nie. En verstaan kom uit verhouding en uit liefde uit. En ek dink so is dit ook as jy besluit te neem in jou eie lewe of in 'n rigting wil beweeg. Jy het 'n besigheid en jy wonder presies wat om te doen. As jy gelowig is, sal ek sê is die waarheid. Begin met die klein goed wat jy klaar weet. Eerlikheid, hardwerkendheid, maak planne, staan vroeg op en wees wys. Moenie dinge aanpak wat buite jou vermoë is nie. Maak seker, jy weet, dis jou talente en jou, moenie hoogmoedig wees nie, kry raad, en allerhande goed wat jy klaar weet die pad is. Voordat jy nou vir God presies vra, wat moet ek doen? Doen wat enige mens in elk geval in so 'n situasie behoort te doen. So mense wag dikwels op groot antwoorde en leiding. Mense my ook al kom sien, wat? Is die Here net vir my, sê ek, maar hoorie, intussen wat doen jy? En dan sê hy heeltemal verlam. Ja, ek vertrou die Here vir 'n werk, maar het jy 'n CV uitgestuur? Ja, Nee, nog presies, nie. ja. So, ons vergeet dikwels, jy weet, terwyl ons wag vir antwoorde of leiding van hierdie alwetende God, dat hy al klaar vir ons met ons gepraat het in die algemeen oor die lewe. Oor wat is jou, in elk geval jou pligte, elke dag. Ek dink dis 'n wyse ingesteldheid, dat jy sê, dat God sal vir my presiese dinge sê, wat te doen het met my pad, as ek respek het vir die dinge wat hy vir alle mense sê, op alle paaie. So, voordat ek God se raad wil hê, spesifiek vir my, moet ek sê, nee Here, wat is u raad vir alle mense? Gee ek daaraan aandag. So, ek kan eintlik God slegs met my toekoms vertrou, die ver dinge, as ek aan die naby dinge aandag gee. Ek kan hom slegs met volgende jaar vertrou as ek aan vandag aandag gee. Om te sê, jy soek na God se groot plan vir jou lewe, terwyl die kleiner planne vir jou daaglikse lewe en jou dissiplines vir jou nie eintlik belangrik is nie. Sal maak dat jy eintlik God se plan mis. Ons ontdek die alwetende God se groot plan deur elke dag aan sy kleiner planne wat vir enige mens geld, aandag te gee. En Prediker sê so goed, doen met jou hele hart alles wat jou hand vind om te doen. Want in die doodryk waarin jy op pad is daar nie werk of beplanning of kennis of wys. Doen wat jy kan doen. 'n Ongetroude persoon, dalk kyk dalk na hierdie. Net te wag dat 'n engel uit die hemel kom. Doen wat jy kan doen. Ja, spuit die Sluit ouderend aan aan. gesluit aan by 'n groep waar jong mense is. Jy weet, sluit aan by die pleinbalklub of doen, maar jy kan nie hier in jou kamertjie sit en sê, liewe Heer, stuur vir my 'n man of stuur vir my 'n vrou nie. Wel, jy kan dit bid, tog gaan Jy dit kan niks kom nie. natuurlik, ja. Ja, so wat Gerard, maar om jy af te sluit, jy het nou genoem van al die oorloë, hoe mense veg. Daar in die 1600s
het die mense mekaar amper uitgewis, die 30-jarige oorlog in Europa. En dit het meestal uit die kerk gekom. Die verskille tussen katolieke en protestante, en ons wat uit die protestante kant kom, skryf maklik die katolieke af, maar binne in die protestante self, tussen die Luterane en die gereformeerdes, en as mens gaan lees van sekere goed, hoe Calvin goedgekeur is, dat een ou doodgemaak is, en dit was 'n verskriklike tyd, nee. Hier is 30 jaar se oorlog, een van die mees bloedige en mees verwoestende tydperke in die geskiedenis van Europa, kom uit die kerk uit. En toe kom daar 'n leier, teoloog en 'n opvoeder, ek dink is Duitser, 'n Lutherse teoloog, Peter Meiderlin. Sy skuilnaam was Rupertus Meldenius, waaronder hy geskryf het. En hy sê, maar hierdie maak nie sin nie. En hy het skryf 'n pamflet met die titel in 1626. Paranesis votiva pro pace ecclesia, 'n ernstige versoek vir vrede in die kerk. Dit is tragies, die kerk wat die wêreld lewe moet bring, is die oorsaak dat die wêreld mekaar uitmoor. En in hierdie geskrif pleit hy by sy mede-teoloog om mekaar te verskeur oor dinge wat nie die kern van saligheid raak nie. So belangrik, sê ons het net oor die doop gepraat, so belangrike sakrament as wat dit is selfs hier in Suid-Afrika, die geskiedenis tragies, hoe mense mekaar afgeskryf het as van die duiwel, bloot omdat hulle daaroor verskil. Ja. Nou al verskil ons hoe ernstig daaroor met mekaar. En ons moet oor goed verskil, ons moet oortuigings hê. Maar om daarom te sê, iemand is 'n ongelowige, is dit die essensiële, hierdie persoon wat so 'n wonderlike lewe saam met Jesus lei. So, nou, terug na Meldenius, hy het toe in hierdie teks van hom gesê, in necessaris unitas, in non necessaris libertas, in omnibus caritas. Vandag, almal weet tog nou wat dit beteken, ek hoef nie dit te vertaal nie. In necessaris unitas, in essentials unity. In die essensiële dinge eenheid. In non necessaris libertas, in non essentials liberty. In die nie essensiële dinge. Dinge waaroor mense met mekaar kan verskil, is daar vryheid. In omnibus caritas, in all things charity, in alle dinge liefde. Rupertus Meldenius. Ek dink as ons so kan soek na hoe praat ons oor dinge waaroor ons verskil en hoe praat ons ook oor sulke diep onderwerpe, dan is ons op die regte pad. Ja, en waar ons nou volgende week ook kan gaan raak by Selavie oor ons getuienis. Want as ons kyk na ons getuienis, is dit so belangrik, want dit is die dele wat mense na kyk as hulle jou begin volg. Hulle kyk baie min na jou woorde. Hulle kyk eers na hoe jy loop en hoe jy die pad stap, voordat hulle jou sal volg. En ek wil afsluit met wat ons in die begin van hierdie reeks, het ons dit gelees hier by Selavie. Ek het dit gister gelees in die preek ook, Deuteronomium 29 vers 29. Wat vir ons nooi om te sê dat daar is sekere dinge wat verborge is. En daai verborge dinge, dit is die dinge wat ons kan nie presies sê wat dit ooit sal kan wees, want ons kan dit nie verstaan nie. Dis verborge, dis die punt van verborgene. Maar hoekom gebruik ons aan die goed om die grootste bekleierye mee te begin? Maar die dinge wat ons oor moet saamstem, en selfs as ek nou bedoel die essensie daarvan, is die geopenbaarde dinge. Die dinge wat die Bybel vir ons baie duidelik sê, onder andere om lief te wees vir mekaar en hierdie pad saam te stap. Kom ons leef dit
En ons sal sien hoe dinge sal vir ons, hoe ons meer sal soos Jesus word as ons dit begin doen. Dit beteken natuurlik nie ons staan nie vir wat ons op glo nie. Dis nie wat ons sê nie. Ons natuurlik is al wat ons die essensiële sal ons altyd verstaan en jy het dit nou reg gesê. Dis die goed waarvoor jy sal doodgaan. En daarmee stem ek so saam. Ons sal definitief nie daarvan afwyk nie. Maar om in debatte en in dinge betrokke te raak wat deel is van hierdie verborgde dinge. Dis net bloot onwys en soos wat die skrif sê, nutteloos. Baie dankie Koos. Ons sien uit, ons gaan hierdie Sondag sluit ons hierdie reeks af met die tema Ek is liefde. En ek glo ons gaan hierdie reeks dan op 'n hoogtepunt ook afsluit. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Tot volgende week. Totsiens.